Voor julle sit, kom ons sê net dankie vir die Here vir sy goedheid en sy guns. Julle sien ek huil en ek is emotional, maar ek het vandag met chilies gewerk, my hele oog gebrand hierso. So chilies en emotions werk saam, né? So kom ons sê net die Here dankie vir sy guns en sy goedheid en sy liefde. Kom elkeen net daar waar jy staan, broer en suster, sê net vir die Here dankie. Julle weet, die woord van die Here sê, die Here leef in die lofoffers van sy mense. Die Here wil hê dat ons moet vir hom dankie sê. En ek weet, baie van ons, en ek self het al baie gewonder, maar waarvoor kan ek dankie sê? Die lewe gebeur met 'n mens. Die dinge gebeur nie soos jy wil hê nie, maar daar is tog dinge om voor dankie te sê. Kom voor ons sit, elkeen net daar waar jy staan, en sê net vir die Here dankie. Here, ons is gemeente, wil net vir u dankie sê. Ek wil vir dankie sê vir die kerk, Here, vir hierdie mooi kerk en vir dat u altyd nog voorsien tot hier toe, Here, en ons vertrou dat u nog verder gaan voorsien. En ek bid vir elkeen wat hier is, en ons bid, Here, u hoor die gebed van elkeen in sy hart waar hy net dankie sê, Here. Ek wil vir u dankie sê vir hierdie mense, my vriende wat ons hier is om die Here te loof en te prys, en ons dankbare harte, Here. Ja, ons weet dinge gaan nie altyd soos ons wil hê nie, maar ons wil opkyk vanaand en net vir u sê dankie. Dankie vir die guns en die goedheid, die genade. Dankie vir gesondheid, dankie vir die liefde. Dankie vir ons vrouens en ons mans en ons kinders en ons vriende. Dankie, Here, dat ons hier kan wees. Ons wil u eer, Here, net om vir u dankie te sê. En ek wil bid, Here, dat alles wat hier gebeur tot eer van u naam sal wees. In die naam van Jesus, ons sê vir u dankie. Dankie dat u opgevaar het. Dankie dat u profeties met ons gepraat het en vir ons alles gevertel wat gaan gebeur en dat alles net so gebeur. Dankie dat u beloftes ja en amen is. Dankie, Here, ook oor ons lewens. Ek wil bid vir elkeen se lewe hier. Dankie dat u mense se lewens verander het. Mense wat drank gelos het, mense wat goed gelos het. Dankie, Here. En sonder u kon ons dit nie gedoen het nie. Ons verklaar dit in die naam van Jesus. Seën hierdie diens. Amen en amen. Ek kan sit plek in. En die vanaand is dit Hemelvaartdiens en ek wil net weer teruggaan om mooi te verduidelik wat het gebeur nadat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan het. Het hy 40 dae op die aarde geloop en hy het met mense kontak gemaak. Dit was in 'n verheerlike liggaam. Ons sien dat hy deur geloop het, dat hy Thomas, die ongelowige man, vir hom gesê het, hier staan ek. Kyk my hande, laat jy glo. Die Here wil hê ons moet glo. Maar dankie dat ons glo, want ons het dit nie gesien nie, maar ons glo dit, want ons weet dit is in ons harte, dit is soos dit is. En in Johannes 13 het Jesus vir sy disippels gesê dat hy gaan gekruisig word, hy het hulle alles vertel. En Petrus, die man wat die rots is, het gesê, Here, al sal almal u verlaat, ek sal u nooit verlaat nie. Hoeveel keer het ons nie al dit gesê nie? Here, al sal almal u verlaat, ek sal u nooit verlaat nie, het Petrus gesê in Johannes 13. En Jesus het vir hom gesê, vandag, voor die haan môreoggend 3 kraai, sal jy my 3 maal verloon. En dit het so gebeur. So baie keer is ons baie uitpraterig. Ek sal hier nie, ek sal nie dit nie, ek sal nie dit nie. Maar die belangrikste ding wat ek dink, dis oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die een wat, Petrus het nog nie vervul gewees met die Heilige Gees nie, toe hy daai uitspraak gemaak het. Baie welkom, Dion. Dion het 'n ander taak gehad. Dankie, baie welkom. So hy het 'n ander, wat het ek nou gesê? Ek het gesê dat dit was sy plan, om te sê, ek gaan Jesus nooit verloon nie. Maar die Heilige Gees, hy was nog nie vervul met die Heilige Gees nie, en toe die tekkie, die teerstraat, toe hardloop hulle almal. En dit was ook so. En baie keer in ons lewens gebeur het, hulle sê, toe die haan kraai, toe besef hy die Here se woord wat vir hom gesê het. En hulle sê, hy het bitterlik geween. Baie keer kraai die haan in my en jou lewe ook, wanneer ek beloftes aan God maak, en ek hoor, nee, maar hierdie goed werk nou nie uit nie.
dis reg, gaan huil, bitterlik ween, maar ek wil eintlik praat oor opstandingsdag, opvaar. In Johannes 14 het Jesus hierdie woorde gesê vir sy disippels, nadat hy met Petrus gepraat het, in Johannes 14, toe sê hy, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, en glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, en ek gaan om vir julle 'n plek te berei, ek dink is vers 3, en as ek gegaan het, dan kom ek terug, en ek sal julle neem daar waar ek is. Hoor die stem van die Here. Here sê vir ons, julle moenie ontsteld word nie, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, en glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan het, dan kom ek terug, en dan gaan ek julle neem daar waar ek is. Ons is nou in die dispensasie van die kerk, en die volgende ding wat ons na uitsien, eintlik elkeen van u is die weggeraping, wanneer Jesus gaan kom, en ons gaan opgaan in die hemel, dis waarvoor ons wag. Maar terwyl ons nog in daai sasie is, het ons ook nog 'n werk om te doen. Ons is nog hier om 'n werk te doen, ons moet vir die Here werk doen. Ek wil vers 16 net lees, in Johannes 14, vers 16 sê, ek het ook my bril weer weggegooi, maar my vrou het haar bril vir my geleed, kan jy my sien, vrou? Johannes 14 vers 16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Here Jesus sê, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee, om by julle bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Die Here sê, hy gaan die trooster stuur, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, maar die mense van die wêreld kan dit nie ontvang nie, omdat hulle nie sien nie, en hom nie ken nie. So ons sien, en ons ken, ons sien met ons geestelike oë, en ons ken God in ons harte, maar julle ken hom, sê hy, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Die Heilige Gees bly by ons, hy sal in ons wees, en ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Jesus se belofte wat ja en amen is, sê vir hulle, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het en dit bewaar, dis hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. En Judas, vers 22, nie Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dan dat u aan ons u sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief het, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. So die Here sê, ons moet hom lief hê, en dan sal hy en die Vader na ons toe kom, en met ons in ons woning maak. Vers 22 sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So Jesus praat hierso van die Trooster, die Heilige Gees, en hy het ook vir hulle gesê, ek gaan hom vir julle 'n plek te berei. Nou, in Handelinge, Lukas, die skrywer van Handelinge, ons praat mos oor die hemelvaart vandag, en in Handelinge 1, wanneer het die kerk van Jesus begin? Die kerk soos hulle hier sit. As ek dink die kerk het begin by die uitstorting van die Heilige Gees in Handeling 3. Handelinge 3 was die uitstorting van die Heilige Gees nadat Jesus opgevaar het in die hemel.
het hy vir sy disippels gesê, gaan na Jerusalem en wag daar en bid, en ek sal die Heilige Gees stuur. 10 dae daarna, na hierdie hemelvaart, na hierdie dag, was die disippels eendragtig almal bymekaar, en die Gees van die Here het gekom en op almal kom dit, die beloftes, God se beloftes is ja en amen. So in Handelinge 1 sê hy vir ons, dat, kom ons lees Handelinge 1, wat ek eintlik wou gesê, dat die Jesus het ons 'n belofte gemaak, dat hy die Heilige Gees sal stuur. Nou, hoekom sal hy die Heilige Gees stuur? Want hy sê, dis beter as ek weggaan, en ek sal die trooster, die Heilige Gees stuur na julle toe. Handelinge 1, en kom ek lees wat Lukas geskryf het. Hy sê, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. So hy sê vir ons, dat Lukas, hy het alles opgestel wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die disippels wat hy uitverkies is, deur die Heilige Gees bevele gegee het. So Handelinge sê, nadat die dag toe Jesus opgeneem is, het hy eers vir sy disippels, dat hy aan die apostels wat hy uitverkies is, deur die Heilige Gees bevele gegee. So wat was die bevele? Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in my, en glo en weet ek gaan weer terugkom. En in Handelinge en die ander plek het hy Jesus se bevel aan ons was, en dit is die groot bevel wat ons moet doen. Hy het gesê, gaan heen en maak disippels van alle nasies, en doop hulle en leer hulle. So dit is die werk wat ons gekry het. Ons deur die Heilige Gees gelei. En vers 3 sê, aan wie hy ook na sy lyde om lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en ook oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. So Jesus in hierdie 40 dae, as ons lees daar, dan sê hy, dis wanneer hy ernstig begin praat het uit die koninkryk van God. Ek het al baie gepreek oor die koninkryk van God, die aardse koninkryk en die Godse koninkryk is verskillend, maar ons wat kinders van die Here is, wat ons harte vir die Here gegee het, ons is in die koninkryk van God, terwyl ons op die aarde is, onder die druk van hierdie aardse dinge, maar ons koninkryk is God. Ons is hierso, ons moet die wet onderdanig wees volgens Romeine 13. Romeine 13 sê die wet is deur God ingestel, ons moet dit onderdanig wees, maar ons koninkryk, en Jesus het ook vir Pilatus gesê, toe hy hom vra, is jy dan 'n koning? Toe sê ja, ek is 'n koning, maar my koninkryk is nie op die aarde nie. Ons koninkryk is nie op die aarde nie, maar ons is konings van die koninkryk van God, en ons doen wat die Here vir ons sê. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So die opdrag wat God aan hulle gesê het, hy het gesê, julle moenie van Jerusalem af weggaan nie, wag daar vir die belofte, vir die vervulling van die Heilige Gees. Vers 5, want Johannes het wel met water gedoop, maar ek sal julle met die Heilige Gees doop, maar nie lank na hierdie dae nie. Die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? So hulle vra hom, gaan u nou hierdie tyd die koninkryk van Israel oprig? Hoor wat sê Jesus sy antwoorde sê? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy mag bepaal het nie. So hy sê, dit kom julle nie toe om te weet wat God bepaal het. Vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Jesus het gesê, ons sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en ons sal getuienis wees. Nou hierdie krag is krag wat deur die Heilige Gees voorsien word. Die Griekse woord is dynamos. Dis krag wat die Here vir ons gee. Wat se krag is dit? Dis krag om te getuig
Dit is krag om 'n getuie te wees. Om 'n getuie vir Jesus te wees, het ons krag nodig. Ons kan nie sonder die Heilige Gees 'n getuie wees vir Jesus nie. Kan ons amen sê? Die getuie, die krag is om 'n getuie te wees. Nou, hoe is 'n mens 'n getuie? Daar's een man wat gesê het, jy moet oral waar jy gaan, jy moet die evangelie verkondig. En as dit nodig is, moet jy woorde gebruik. So baie mense dink dis woorde, dis nie net woorde nie, dis jou gedrag, dis die manier en alles. So die krag is om 'n getuie te wees, is om soos Jesus te wees. Dis wat Jesus van ons verlang. As ons, wat is daai groot ou, wat geglo het aan, gaan nou, wat geglo het aan, hy het nie aan die Here geglo nie, Gandhi, dankie mevrou Sinclair, sy ken al my stories, dankie, ek waardeer jou. Gandhi, julle ken mos vir Gandhi, hy het geglo aan passive resistance, en hy het nie aan die Here geglo nie, en toe hulle vir Gandhi die Bybel gee, het hy die Bybel deurgelees, en hulle vra vir meneer Gandhi, wat dink jy van die Bybel, wat dink jy van die woord? Toe sê hy, hierdie is die beste boek, dis die wonderlikste nuus, dis die wonderlikste ding wat ek ooit in my lewe gelees het, die Bybel. Gandhi het so gesê, en hy sê toe vir hulle, maar as dit nie vir die Christene was nie, sou ek ook 'n Christen geword het. Dis die getuienis wat Gandhi gesê het van Christen mense. So die woord van die Here is wonderlik, maar hy sê, as dit nie vir die Christene was nie, dit is 'n slegte naam wat hy oor die Christene praat Gandhi. So mag dit so wees, dat ek en u nie, dat hulle nie vir ons kan sê, was dit nie vir die Christen nie, het ek Jesus aangeneem. Daar is baie mense wat vir my ook gesê het, as dit nie vir daai pastoor was nie, sou ek kerk toe gekom het. As dit nie vir die was nie, sou ek so gemaak het. Ja, julle judge my, julle so, en julle is dit, en julle is daai. Kom ons vra die Heilige Gees om ons te lei. Kom ons vra God se Gees, sê Here, lei ons, dis hoekom u opgevaar het. Dankie, vers 10 sê, vers 9 sê, en nadat hy dit gesê het, kom ons hoor wat sê Jesus, ek wil dit net weer herhaal, ek dink dit is daarop. Vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienis wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria, tot in die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle weggeneem. Dis wat ons vandag vier. Nadat hy gesê, toe Jesus klaar hierdie dinge gesê het, hy sê, gaan wag in Jerusalem, en julle sal krag ontvang, en toe is hy opgeneem, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Imagine, jy staan hierso, en Jesus sê hierdie goed, en daar gaan hy op, voor jou, voor almal, terwyl hulle kyk. Dis die hemelvaart. Vers 10, en toe hulle nog so stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Hulle het opgekyk en sien daar gaan Here, en toe hulle so opkyk, toe staan daar 2 manne in wit klere, en ons glo dis engele. En die engele sê vir hy 12 disippels, ek dink, ja, hulle was al 12, daar was 'n ander een wat bygekom het. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle af opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Die Here se beloftes is ja en amen. En die Here sê vanaand vir my en vir jou, hy sal net so, soos julle hom sien wegvaar, terugkom. Ons het hom nie gesien nie, maar ons weet hy gaan terugkom. En dit is bemoedig. Die evangelie is die beste nuus wat ons kry. Is altyd bemoedigend. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Naamlik, nou, dis die mense, die 12 disippels, Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon, die ywerraar, en Judas, die seun van Jakobus. En hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeekinge, saam met die aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, met sy broers. En hulle het almal eendragtig volhard
En hulle het begin bid, in volharding het hulle eendragtig gebid. En die woord van die Here sê, hulle het vir 10 dae gebid. En dit is interessant, wanneer ons altyd mense vra om te kom bid, dan kom jy so min mense om te bid. Maar daardie tyd het hulle in die boventrek gegaan, die 12 disippels, hulle het eendragtig aanhou gebid, en ek dink hulle het net gegaan om te eet, en so vir 10 dae lank het hulle aan eendrag. En nou, as ek hierso sê, kom ons bid, en ons is 12, dan dink ons gaan minder word. Weet jy, hulle het nie minder geword nie, hulle het al hoe meer geword. Die dag met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 3, sê hulle, daar was 3000 mense wat tot bekering gekom het. Daardie dag, 3000 mense. So, die disippels het nie minder geword terwyl hulle gewag het nie. Hulle het al hoe meer geword. Want hulle het volhard, hulle het geweet dat die uitstorting van die Heilige Gees sal plaasvind. So die opvaarding van Jesus het mense eintlik bemoedig, want hulle het hom gesien en hulle het gesê Jesus gaan kom en ons moet weet. Nou die Heilige Gees, ek wil net 'n bietjie praat vinnig oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie 'n krag nie, dis 'n persoon. En hulle noem dit die Parakletos, die een wat met ons is. Elkeen van u, die Here wil hê dat ons moet vervul met die Heilige Gees. Ons is 'n Pinksterkerk, ons praat baie oor die Heilige Gees. En ons kan nooit te veel praat nie. Dis die Parakletos. Hy sal ons lei in die volle waarheid. Ons ken ten dele, sê die woord, eendag sal ons ten volle ken, maar die Heilige Gees sal ons lei. Deur wie word ons gelei? As ons deur die Heilige Gees gelei word. Die woord van die Here sê, hy wat deur die Gees van die Here gelei word, is 'n kind van God. Kinders van God word gelei deur die Heilige Gees. Nou, hoe word ons gelei deur die Heilige Gees? Ons moet oorgee aan die Heilige Gees. Dis nie altyd maklik om net oor te gee nie, want ons het mos ons eie wil, ons eie dinge. Dis die Heilige Gees wat ons sal lei. Hy is ook die advokaat. Die ander woord staan vir advokaat. Die dag wanneer ons voor die Here gaan staan en die duiwel kom met sy stories en hy sê, maar ek ken hierdie man. Hy het dit gedoen, hy het dat gedoen. Dan gaan die Heilige Gees sê, ek het klaar betaal, aan die kruis het Jesus klaar betaal. Ek ken hom, hy het dit en dat gedoen. Maar as ons deur die Heilige Gees vervul is, daai goed werk nie meer nie, want Jesus het mos gesê, dat as jy jou sonde bely, vergewe hy, en hy dink nie, nooit weer daaraan nie. Ons moet dit onthou, kinders van die Here, want partykeer word ek ook aangekla, en dan sê die duiwel, ja, maar jy staan nou hier en verduidelik jy die mense dit, maar wat van daai, wat van die, wat van dit? Die Here se woord sê, daai goed is klaar verby, dis onder die bloed, al daai goed is onder die bloed. En wat gebeur dan, as ek nou nog Sondag, ja, ek gaan vra die Here om vir my te vergewe, en hy vergewe my ten volle. Ons moet dit asseblief onthou. Hy sal ons lei in die waarheid, en hy sal altyd by ons wees. Die Heilige Gees is altyd by ons, die Parakletos, die woord sê, al is jy in 'n gat, en daar waar jy is, as mense in 'n gat is, moet hulle weet die Gees van die Here is daar by hulle. Hy sal jou nooit begewe of jou laat, soos die Here se woord sê, ek sal jou nooit begewe of nooit verlaat nie. Daardie begewe is eintlik 'n continuous, aanhoudende woord, ek sal jou nooit begewe nie, nooit nie. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Die Here sê in sy woord, ons moet dit glo en ons weet, hy sal jou nooit verlaat nie, hy sal altyd by jou wees, tot in alle ewigheid. Dit maak nie saak waar jy is, hoe jy is nie, wat gaan aan met jou nie. Die Heilige Gees, die Gees van die Here sal met jou wees. Die woord sê verder, ons sal groter werke doen as Jesus. Hy sê, dis beter dat ek weggaan, want as ek weggaan, sal die Heilige Gees kom en julle sal groter werke doen. Dis die woord. Die woord sê, ons sal groter werke as die Here doen. En waar kan ons ooit groter werk as die Here doen? Dis wat hy sê. Ek weet nie wat se werke nie. Hy sê, hy sal julle lei in die volle waarheid. Die volle waarheid. Ons ken ten dele, maar God ken ten volle. En die Heilige Gees sal ons lei in die volle waarheid. En die woord van die Here sê, julle moenie bekommerd wees oor daai dag nie. Julle moenie bekommerd wees as julle miskien aangekla word of wat nie. Hy sê, die Heilige Gees sal julle sê wat om te sê daardie dag. Wanneer ons aangekla word, hier, sê die woord, die Heilige Gees
sal vir julle sê wat om te sê. Maar nou, hoe gaan die Heilige Gees ons sê? Die Heilige Gees, eintlik die ander woord sê, hy sal julle herinner. So as die woord van die Here ken, dan sal die woord van die Here by ons opkom daardie dag, wanneer hulle vir ons aankla. Die Heilige Gees, baie keer ek onthou eendag net nadat ek tot bekering gekom het, het 'n vriend na my toe gekom en het my gesê, maar hoekom gaan julle elke dag kerk toe? Wat is julle storie? Hoekom is julle so? Wat? En hy het my baie vrae gevra en hy het gesien my lewe verander. En ek sit daar by my tafel en ek weet nie wat om te sê nie en ek sê, ag Here, help my net asseblief. En ek maak die Bybel oop. En daar staan geskrywe dat ek sal altyd met julle wees. En daar staan ook geskrywe, en ek lees dit vir hom. Daai man was so verbaas, hoe kan hierdie man wat nou net op bekering kom, die Bybel sommer oopmaak en versies daar lees? Dis die Gees van die Here wat my gehelp het daardie dag. Toe ek daai versie lees, toe word hy man wit in sy gesig. Hy sê, okay, nee, wag, laat ek maar liewerste loop. Die Heilige Gees herinner ons aan skrifte en goed in ons lewens. Ek het al julle vertel van hierdie storie, nee, maar gaan dit nie weer vertel nie, maar miskien moet ek. Toe iemand vir my gesê het, ja, maar dit en dit en dit, en toe ek die skrif lees, toe sê hy, dit sal sleg gaan met die een wat sê, hy wat reg is verkeerd, en hy wat verkeerd is reg. Die woord sê, dit sal met jou sleg gaan, as jy iemand sê wat verkeerd gedoen het, dis reg. Nie met daai persoon nie, met jou. So die Heilige Gees lei ons. So ek wil nie lank preek vanaand nie. Julle sal weet wat om te sê. Die Heilige Gees, die helper, die Gees van God wat in ons is, ons moet net vra vir die Here, vir die Heilige Gees. So die rede hoekom Jesus dan opgevaar het op hierdie dag, baie jare terug, is sodat die Heilige Gees kan kom. Dit is die rede. En dan mense 10 dae lank gebid en het gevra, is dit vandag nog nodig? Ek weet baie mense doen dit ook en hulle sê hulle wag vir die vervulling van die Heilige Gees. Dis nie nodig vandag vir ons om ook te gaan wag nie, want die Gees van die Here is reeds uitgestort. Ons moet net die Here vra, Here, vul ons met die Gees, lei ons op die regte pad, help ons. Dit is die invulling van die Heilige Gees. Die doel dan, dis my woord wat ek praat, ek het klaar gepreek, is die opvaar van Jesus was omdat hy gesê het dat ek gaan om vir julle plek te berei. En Jesus gesê, ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur. Die Parakletos, die een wat met julle is. En hy het dit gestuur 10 dae later. So oor 2 weke gaan ons Pinkster vier. Pinkster, die woord Pinkster beteken 50. 50 beteken 50 dae nadat Jesus opgestaan het, het hy die Heilige Gees gestuur. So dit is eintlik baie maklik. Die evangelie is nie moeilik nie, is maklik om die evangelie te verstaan. Is dit nie so nie? En ek wil elkeen van julle bemoedig en vandag, deur die genade van die Here, ek het die woord verkondig, ek het gesê presies wat is die doel van die Heilige Gees, hoe werk die Heilige Gees, Jesus het opgevaar en hy het gesê hy gaan weer, net soos hy gegaan het, sal hy weer terugkom eendag. Die Heilige Gees is uitgestort, ons moet weet dat die wegraping is naby, elke dag nader. En ek weet, ek het dit al gehoor van kleins af, nadat ek net tot bekering gekom het, was ek altyd bang gewees. Ek het na mense toe gegaan, ek het regtig te gaan. As ek slaap in die nag, ek word wakker van al die nonsens wat ek al gejaag het, dan gaan ek net daar, nee, die mense slaap is nog oké, ek het 'n kans. Kom ons, ek is rustig ek is happy dat ek gesê het wat die Here vir my gesê het ek moet sê. Kom ons buig net ons oë, buig ons hoofde en sluit ons oë. Ag Here, ek moet bely dat ek is maar net 'n mens en ek is onbevoeg om te doen, maar ek wil bid dat die Heilige Gees hierdie woord wat vandag gespreek is in hierdie kerk en elkeen van ons harte warm sal maak en dat ons sal weet dat Jesus gaan weer kom en Jesus wil vir ons elkeen die Heilige Gees, Here, u woord sê, net soos julle wat sleg is, weet om goeie dinge vir julle kinders te lees, so is die hemelse Vader, ons hemelse Vader, wat die Heilige Gees gee vir elkeen wat hom vra.
Here, ek wil bid vir oggend, vanmiddag hierso, voor ons dat hierdie ding in ons harte sal posvat. Die van ons wat nog nie tot volle vervul is met die Heilige Gees nie, dat U ons sal wakker maak totdat ons U gevra het en dat U ons vul met die Heilige Gees en met krag soos U beloof het. Dis nie die wil van die Here dat enige persoon tot verlore gaan nie, maar Hy wil hê dat elkeen tot bekering kom. En ek bid dit in die naam van Jesus. Dankie Here dat ek weet hierdie woord sal nie ledig terugkom nie. Dit sal bereik wat dit moet bereik het. En dit wat ek uitgelaat het, Here, ek bid dat U dit in elkeen se harte bevestig. En dit, Here, ek eer U en dan sê vir U dankie. Dankie vir elkeen wat hier gekom het en ek weet daar sal mense, elkeen wat hier is, sal vervul word op die tyd van die Here in die naam van Jesus. Amen en amen.